Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug by die Groot Ontbyt. Dis tyd om te kyk na die grootste koerantstories van die dag, saam met Landi Slatter van Akademia. Dis heerlik om jou hier te hê op die geel bank, Landi. Dankie julle. Môre so aan, môre Jennifer. So ons begin met of ons gaan verder met 'n paar skandes van Guyton wat so die een na die ander onthul word en hierdie keer is dit atletiek wat op die voorgrond is. Ja, soos jy nou sê, ons praat nog steeds oor Guyton. Ek dink ek het ook laas hieroor gepraat en ek weet julle het Vrydag ook oor dit gesels. Die 31 miljoen bedrag is, nou op almal se lippe en hy het verlede week self op sosiale media gesê, hy het dit baie sterk verdedig, die koste wat ons nou betaal het vir die sokkerwêreldbeker en gesê, dit is hoe dit is en hy het selfs gesê dit is nie baie geld vir die regering nie. Hy het daardie woorde gebruik. En ek dink dit het mense nogal ontstel en dit nou teen die agtergrond van, soos jy nou sê, atletiek, so ons onder 20 wêreldkampioen span, wat nou volgende maand moet gaan deelneem in Amerika, moet nou self hulle reise befonds, want hulle het nog nie hulle toelaag gekry nie. So dit klink maar die toelaag kom gewoonlik in Junie, en dis so 3,5 miljoen rand, wat soms aangevul word met nog 2 miljoen, so op die einde dan nou 5,5 miljoen, min of meer, maar hulle het nog nie ontvang nie, en ek bedoel, dis nou einde Julie. So, ons sit nou met topatlete, top jong atlete, met baie potensiaal, wat nie, of vir wie dit baie moeilik is om te gaan. Jy weet, wat skadefinansiering probeer, back-up by die veldtogte, om hulle daar uit te kry. En dit is baie sleg. Ons weet, Atletiek Suid-Afrika is nou besig om 'n brief te skryf vir die departement daaroor om te vra, wat gaan aan, maar ons moes byvoorbeeld 'n reëling maak met wêreldatletiek om, ek wil amper al sê, die 1,8 miljoen rand vir die verblyf vir ons voor te skiet, en dan sal ons dit later vir hulle terugbetaal, hopelik. Maar dis 'n baie slegte situasie. Hierdie is nie die enigste sportfederasie wat hierdie naweek uitgekom het en uitgesproke was oor die feit dat hulle wag vir hulle geld nie en dat hulle atlete nie kan ondersteun nie of hoe min ondersteuning daar is en almal sê ja, rugby, cricket, sokker kry die nodige befondsing wat hulle nodig het, maar die res kry nie. En dan waaroor ons nog nie reg gepraat het nie, wat die artikel praat, is dit gaan nie net oor die sportfederasies nie, atlete wat ondersteun moet word nie. Dit gaan oor stadions bou. Kyk ons na ons swembaddens. Ek weet dat het gepraat oor swem en nou doen ons swemmers weer goed wat bitter min ondersteuning kry, maar ons nie reg swembaddens in Suid-Afrika op die oomblik waar hulle kan oefen, die Olimpiese standaard swembaddens nie, want dit is almal nog steeds besig om opgradeer te word. Dis die ding. En dit is nogal skokkend om te dink, verstaan ons praat oor Pilditch, jy weet waar skole ingegryp het vroeër die jaar om Pilditch te opgradeer en reg te maak vir die byeenkomste. Daar's soveel meer dinge en dan as jy gaan sê 31 miljoen is nie baie nie, maak dan seker die res van die sportfederasies kry geld. Maak dan seker ons kyk na ons stadions en ons swembaddens en ons ontwikkel sport in die algeheel eerder as net een sportsoort. Presies. Jy weet die artikel verwys ook na die Kings Park stadion, die Kings Park swembad in Durban. Dit is ons vlaggenskap fasiliteit, en hy is nou al vir meer as 'n jaar in onbruik vir herstelwerk. Ja. Jy weet 3 kampatlete het gekla. Ons het 'n Protea hokkie speler Ontatile Zulu wat na hierdie 31 miljoen amper sê debakel 'n oop brief geskryf het wat sy gepubliseer het op sosiale media en gesê het, jy weet, ons is hokkiespelers, ons moet volgende maand gaan deelneem in België en Nederland aan ons wêreldbeker toernooi en ons moet dit self befonds, R68,000 per speler. En sy sê ook in die brief, jy weet, as sy met mense van ander sportsoorte praat, dan is dit al vir hulle bizar om te hoor, jy weet, hokkie word byvoorbeeld nou nie tot op daai vlak befonds nie. So dit is, hoe besluit hy, jy weet, wat gaan nie aan? Natuurlik kan hulle nie alles befonds nie, dit is so, maar ek dink nie, dit is onbillik om te verwag om 'n nasionale span, wat aan 'n wêreldbekerkampioenskap gaan deelneem, of 'n wêreldkampioenskap atletiek dan nou, ten minste te help nie, jy weet. En die geval met Guyton McKenzie is daar's gereeld beloftes wat nie nagekom word nie. En ek dink dit vryf mense nogal verkeerd op. Ja. En dit maak seer. Dis nie net dit maak nie net kwaad nie, dit maak seer ook. Definitief. Landi, dan moet ons gesels oor Phala. Ja, so Vrydag was nou die uitspraak in nie die konstitusionele hof nie, die Hooggeregshof in Kaapstad, waar Ramaphosa toe nou geseëvier het en die aanklagkomitee moet nou hulle werk staak totdat daai artikel 89 verslag
hersien kan word en hy wil hê dit moet tersyde gestel word. So ek praat onder korreksie, maar ek dink daardie aansoek word in September aangehoor. En intussen kan die openbare sittings nie voortgaan nie. Met ander woorde, ons gaan niks van die president hoor van sy weergawe of sy kant van die saak tot minstens September. En ons het in November 'n munisipale verkiesing. En ek dink dit is een van die redes wat die ATM, die African Transformation Movement, genoop het om die grondwethof op 'n dringende basis te nader, jy weet 'n aansoek om appel, om Vrydag se beslissing tersyde te laat stel. So hulle Want hulle wil hê voor die verkiesing moet ons uitsluitsel hieroor kry. Moet ons uitsluitsel kry of ten minste 'n bietjie duidelikheid of net 'n weergawe, nee. Ja. So jy weet Ramaphosa se regsverteenwoordiger sê hy ontduik dit nie, hy wil graag sy kant van die saak stel, maar dit is vir hom 'n verleentheid om in die openbaar daaroor te moet verslag doen. En natuurlik is dit 'n tydsberekening ding ook, nee. Ons ek dink ons speel so 'n bietjie vir tyd en ek dink daar's groot vrae oor die president wat dit skep of kan skep vir moontlike, jy weet, vir staatshoofde wat nog in die toekoms met ons gaan wees om nie dinge te ontduik nie, maar dinge te vermy vir 'n rukkie deur by die hof aan te klop. Ja. Ja. Ja, en ek weet die volbankregters was ook verdeel oor die kwessie gewees. En dit is jammer, mense wil nie hê die president moet 'n president skep wat dit betref nie, nee. Ja, lekker woordspeling daar, maar ja, hulle was verdeel, daar was 3 van hulle en op die einde was dit toe nou 2 meerderheid, ja. Kom ons praat gou oor 'n baie jammer kwessie en die DA het daarom nou dreigemente gemaak, maar dis jammer om te hoor in terme van die verkrachtingssake wat beskikbaar is vir die opsporing en die hantering daarvan. Ja, so die DA het nou formeel vir die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, op terme geplaas, want dit het onder hulle aandag gekom dat daar moontlik teen die 1 Augustus, jy weet wat nou is, nie meer forensiese toetsstelle gaan wees om bewyse in te samel vir verkrachtingssake nie. En minister Kachalia het in April al gesê die kontrak vir die voorsiening hiervan het verval, maar hulle het toe nou 11.500 toestelle wel aangekoop. Maar ek het bietjie gaan kyk, daar's 116 verkrachtings per dag in Suid-Afrika wat aangemeld word, nê, wat aangemeld word. So daardie 11.500 is omtrent genoeg vir 99 dae. Natuurlik was daar nou nog plek beskikbaar, dit is so. Maar met oorsigbesoeke wat die DA gedoen het hulle reeds gesien daar's plekke waar daar nie van hierdie D1 stelle, dis vir volwassenes en D7 stelle vir kinders beskikbaar is nie. En Kachalia het nou gesê goed, ons gaan die 24ste aflewer, dit was Vrydag. Ek weet nie of hulle wel afgelewer het nie, maar selfs al het hulle dit laat net 'n week voor die 1 Augustus om hierdie goed uit te kry waar ook al dit moet wees. En ek wil so ver gaan as om te sê dit skry vir my ten hemele. Dit is vir my 'n geweldige menseregte skending om hierdie sake waar daar alreeds lae vervolgingsgetalle is. Jy weet wie uiteindelik skuldig bevind word, is regtig min teen die hoeveelheid aanklagte wat gemaak word of aanhange gemaak word. En nou is dit net eenvoudig, jy weet jammer. En hierdie ding is tydsgebonde ook. Hierdie goed kan nie wag vir maande nie. Dit moet binne 'n sekere tyd ingesamel word en so die bewyse. So dis regtig, dis baie sleg. Ek dink as ons gaan praat oor die feit dat geslagsgebaseerde geweld 'n pandemie is en ons maak asof ons in alle erns dit gaan aanspreek, dan is hierdie waar mens begin in die aksies. Nie met plakkate nie met jou mooi toespraak nie om te sê ons hoor jou nie. En dit help maak die saak ons almal het 'n perskolletjie verlede jaar op ons status gesit en sê hoor hierdie is 'n probleem, gryp in. Genoeg is nou genoeg. Ja. Maar jy gee net vir ons 'n toespraak, maar waar die aksie moet gebeur soos toestelle vir verkrachting, as dit nie daar is nie, dan beteken jou woorde vir my absoluut niks. Begin jou werk te doen. Ek stem saam. Wat beteken 'n plakkaat? Wat beteken, soos jy sê, 'n toespraak? Wat beteken woorde wat sê ons hoor julle, ons glo julle? Dit maak saak wat julle sê, asseblief gaan meld aan. Maar nou kom jy daar en daar's niemand om jou te help nie. Nee, dis presies. Daar's niemand om jou te help nie en daar's niks om jou mee te help nie. Ja. Die hulpbronne is nie daar nie. Landie, kom ons praat oor die bokdokter wat die vrou se lewe red. Ja, dit is nogal 'n besondere storie. Dit is Dr. Clement Plaatjies, hy is die spandokter vir die junior bokke. En hy was op 'n vlug van Johannesburg na Kaapstad, saam met 'n paar spanlede en ook topbestuur van die span. Toe daar 'n vrou 'n
hartstilstand gekry het. Hy sê hy spekuleer, maar hulle vermoed dit was 'n hartaanval. En iemand roep hom toe, hy was besig met verslae, sê hy besig om in te vul en hulle sê jy weet kom help. En toe in hierdie stadium met die vrou toe nou al hulle sê bo op 'n ander passasier in mekaar gesak en hulle kon haar mens kan nou net dink hoe traumaties is daai voorval nê. Toe kon hulle haar nou in die gangetjie half neerlê en ideaal gesproke moet jy kardiopulmonêre resuscitasie nê wat 'n tongknoper vir 'n maandagooggend toepas waar jy langs iemand sit en dan die kompressies toepas, maar hy moes nou half bo haar kop sit in die gangetjie en dan nou so op haar bors dan toepas. En hy sê aan die begin was al glad nie 'n puls nie en hulle toe gekyk kon hulle van haar medikasie opspoor om te sien jy weet dalk om 'n diagnose te probeer maak en hy het net aangehou met die kompressies en later het sy ongemaklik geraak. Toe besef hy haar bloed sirkuleer weer en hulle kon weer 'n puls optel. En in hierdie stadium het die vliegtuig toe al omgedraai terug Johannesburg toe. Die vlieëniers het 'n besluit gemaak oor hulpbronne en afstand en so, maar hy het hierdie vrou se lewe gered en hy sê ook hoor die ouens, dis belangrik almal moet bietjie noodhulpopleiding hê. Al is dit net basies, want dis daai minuut of 2 minute of wat ook al wat regtig 'n verskil kan maak. So ek dink dit is 'n lekker herinnering vir ons almal om dalk. Absoluut. En natuurlik is dit ook lekker om te weet die junior bokke het teruggekeer van Georgië waar hulle Frankryk gewen het, nê? Goed gebly. Hy het teruggekom met 'n oorwinning en 'n lewe wat hy gered het. Wat 'n storie, nê? Punte vir hom. Kom ons eindig met die redelike positiewe neiging dink ek of plan van minister Pieter Groenewald wat gesê het hy gaan elektroniese moniteringstelsels vir paroolgangers binnekort laat afskop. Ja, so hy het vir Marula Media gesê hy wil graag hê dit moet voor die einde van die jaar al in werking tree. So dit is nou tipies daai, hy het spesifiek gepraat van moniteringsarmbande, maar ek neem aan dis iets wat jy om jou enkel ook kan dra, wat dan nou GPS bevoegdhede ook het, sodat moniteringsbeamptes wat 'n klomp paroolgangers het waarna hulle moet kyk, hulle kan opspoor, want ons moniteringsbeamptes is onder geweldig baie druk. Hulle het 56 paroolgangers per moniteringsbeampte. Dis amper dubbel wat ideaal is. Ideaal is 30. En ek bedoel, dis uiteraard onmoontlik om jou werk te doen. Ons het vroeër die jaar skokkende nuus gehoor van meer as 28,000, amper 29,000 paroolgangers vermis. Ons weet nie waar hulle is nie, want daar's nie genoeg mense om hulle op te hou nie. Jy weet, so dit is 'n plan en hy sê daar's binnekort 60 nuwe rekrute ook, nuwe moniteringsbeamptes wat nou binnekort gaan begin. Maar hulle verminder, van 2022 af het hulle amper halveer, van 180 omtrent na, jy weet net so oor die 900. Dus so daar's min mense wat baie moet doen, en dis ernstige, of misdadigers wat ernstige misdrywe gepleeg het, nee. So, ons moet weet waar die mense is. So dis goeie nuus dat daar 'n plan is, en dit klink maar daar was 'n bietjie van 'n back and forth oor die kontrak, maar dit is ook nou uitgesorteer, so gesprekke kan voortgaan. Ja. Dis hoogtyd en dis lekker om te weet, dit is in die pipeline. Dit is in die pipeline, ja. Baie dankie Landie vir jou tyd dat jy hier was vanoggend, en dit is ons koerantbesprekings vir vandag. Dan bly ingeskakel, want net hierna gesels ons 'n bietjie oor die gesondheid van jou gees. Aluma Capital, altyd aan die groei.